Jy kan die woord van die Here vanaand oopmaak by Matteus. Ons gaan saam lees vanaf vers 18. Matteus 1 vanaf vers 18. Die opskrifie is die geboorte van Jesus Christus. En ons lees vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef. Voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nie Yeshua, of enige ander Hebreëse, wat ook al naam nie, maar Jesus, soos wat dit vir ons in die Bybel opgeteken is. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand ook so by mekaar kan wees. Dit is so dat dit 'n gemeente is wat U byeengeroep het. U is die hoof van die gemeente. U is die opperherder. U is die een wat waak oor die kudde, wat vir hulle sorg. En dit is ook U wat hierso voed by die gemeente, wat ook vir elkeen kos gee, soos dit U behaag. Ag Here, ons dankie ook dat U 'n plek vir ons gegee het, 'n plek van aanbidding. Daar's soveel gemeentes in ons land wat nie 'n eie plek van aanbidding het nie, wat miskien in hierdie aand nie 'n herder het, wat U aangestel het oor daai gemeente nie. Miskien 'n gemeente wat 'n finansiële uitdaging het, terwyl ons hierso baie dinge het wat U vir ons gegee het. Eintlik voorregte. Ons het hier in die konsistorie gebid oor U genade wat vir ons uitgestort word. En ons verdien niks van dit nie. Baie dankie dat U ook dit so gee. Hemelse Vader, dan wil ons ook net vra dat U vir ons dan vanaand ook hierdie woord sal lewend maak. U woord leer vir ons dat dit ook kragtig is en dat dit wat in ons hart is beoordeel, hierdie gedagtes, die dinge wat ons beredeneer, dat dit al kante toe sny. Soms maak dit seer as daar gesny word, maar mag die woord ook vanaand in ons harte insny en vir ons wys wat diep binne in ons hart aangaan, en wil U dit, o Heilige Gees, beoordeel en vir ons help om onsself te sien soos U ons sien. Mag U ook hierdie verhaal gebruik tot eer van U naam, hierdie woord, die woord gebruik om Uself te verheerlik, en daarom bid ons ook dat U lippe sal aanraak en salf en ore sal salf om te hoor, sodat U verheerlik mag word in alles. En dit bid ons in die naam bo alle name, die naam wat vir ons gegee is. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam vir ons gegee onder die hemel aan die mense waardeur ons gered moet word. En dankie vir hierdie naam, dankie vir die naam Jesus, soos U vir Josef ook gesê het, hy moet genoem word. En ons lees in Openbaring 19 dat sy naam ook die woord van God is. En mag U ook hierdie woord gebruik om ook U koninkryk te bevorder vanaand, deurdat ons ook hoorders en daders sal wees, nie net hoorders nie. Amen. Vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van 'n versie in Lukas 2 vers 48. Toe hulle hom sien, was hulle versla. Dis nou toe Jesus daar in die tempel was, tussen die leermeesters, en sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek." Jou vader
en ek het jou met angs gesoek. En ek wil graag hierdie boodskap eintlik laat aansluit by vanoggend is 'n boodskap wat ons gehad het oor Vadersdag. Baie van ons het 'n pa, 'n man, 'n oom, 'n oupa dalk in ons lewe wat vir ons baie beteken en wat 'n buitengewone vaderfiguur is. Hier is 'n vaderfiguur gewees wat baie beteken het. En die tema dan nou vanaand die buitengewone stiefpa, iemand wat met angs vir Jesus gesoek het, wat omgegee het vir hom. Nou vanaand op hierdie Vadersdag wil ek dan nou die aandag vestig op die derde belangrikste persoon in hierdie verhaal wat ons dikwels hier in Matteus 1 net lees oor Kerstyd. Maar niemand preek gewoonlik oor Josef nie. Niemand fokus vreeslik op Josef in hierdie verhaal nie. Gewoonlik uit die aard van die saak baie op Jesus en sy geboorte wat ons hierop fokus, die seun van God. Of miskien fokus ons baie op die wonderlike Maria, die moeder, die engel wat haar dalk besoek het, die lofsang Maria. Of ons kan praat oor die hemelse Vader van die Here Jesus. Jesus se moeder het die engel gevra oor haar swangerskap in Lukas 1 vers 34 staan, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu en daarom sal die Heilige wat gebore word seun van God genoem word. Dit is baie belangrik. Hy was uit 'n maagd gebore, hy het nie 'n aardse vader gehad nie, 'n biologiese aardse vader nie, want die sonde word van een mens na die ander oorgedra deur die aardse vader. En daarom het ons almal sonde in ons lewe. Ons word almal in sonde ontvang gebore. En ons het almal gedwaal soos skape omdat ons 'n aardse pa het. Jy is vanaand hier omdat jy 'n biologiese aardse pa het. Dalk ken jy hom nie, maar jy het een. En Jesus het nie so een gehad nie. Sy Vader is die Vader in die hemele, 'n hemelse Vader. Maar wat dan nou van die vergete stiefpa? En hoekom noem ek hom so? Die vergete stiefpa. Want alhoewel daar al baie geskrywe is oor baie verskillende Bybelkarakters, is daar bitter min karaktersketse oor Josef, die man van Maria, die stiefvader van Jesus. Maria verskyn in byna elke kommentaar en boek, veral miskien oor vroue en so aan. Vroue karakters van die Bybel en dies meer, en met reg. Maar terwyl ons saam met die engel haar geseënde status bo die vroue erken, moet ons nie die feit miskyk dat God ook 'n unieke man gekies het, uitverkies het om sy seun, sy aardse vader te dien nie. Of as sy aardse vader te dien nie. En een van die eerste dinge wat ons ontdek as ons 'n karakterstudie van Josef doen, is dat ons Bybelse hulpbronne, die kommentare en so aan, ietwat beperk is as dit gaan oor Josef. Daar is 'n paar afsonderlike verwysings na Josef in die Nuwe Testament. En as ons daarna kyk, sal ons sien dat hulle in 3 hoofafdelings val. Ons sal vanaand nou na daai 3 hoofafdelings kyk in 3 punte eintlik. En dit is sy nederige herkoms en sy status. Die eerste, sy baie sensitiewe reaksie wat hy gehad het op Maria se baie moeilike dilemma wat sy moes oordra aan hierdie verloofde van haar. En dan sy godvreesende reaksie op God se ongelooflike openbaring oor sy seun Jesus. So dis die 3 punte. En nadat die Messias gebore is, het Josef en Maria ten minste 6 kinders, moontlik meer gehad. Die name van die seuns was Simon en Jakobus en Joses en Judas, en die naam van een van die dogters was Salome. Ten minste 2 van Josef se biologiese seuns, Jakobus en Judas, het uiteindelik Christene en pilare in die Christelike kerk geword. Trouwens, hierdie 2 seuns het briewe geskryf wat vir ons in ons Bybel opgeneem is in die kanon. Jesus se stiefpa was 'n liefdevolle ouer wat besorg was oor die welstand van diegene onder sy sorg. Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. Hy was ook bekommerd oor hom. Hy was 'n regverdige man wat gehoorsaam was aan die Bybelse wette en gebooie, insluitende die onderhoud van God se heilige feesdae. Want ons lees in Lukas 2 vers 41, sy ouers was gewoond, sy ouers, die vader die leiding gevat, om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan.
Josef het God se leiding getrou gevolg toe hy verskeie geleenthede vertel is wat om te doen, daar in Matteus 1 en Matteus 2. Hy het gewillig die wette van die land gehoorsaam, selfs terwyl sommige van dit moeilik was om te onderhou en deur 'n onderdrukkende, onwelkome, vreemde mag, die haatlike Romeine, afgedwing is daar in Lukas 2. So kom ons kyk na hierdie stiefpa, en ons sien dat hy, terwyl ek hom 'n buitengewone stiefpa noem, want as ons die volle prentjie sien, sal ons sien hy is buitengewoon, maar binne hierdie buitengewoonheid van hom, is hy 'n doodgewone man gewees. 'n gewone man. Vers 18, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef. Nou die skrif sê nie vir ons dat hoe lank die lewe van Josef was, of wanneer hy gesterf het nie. Die laaste bekende verwysing na hom vind plaas, nadat hy en sy gesin die Pasgafees daar in Jerusalem gehou het, toe Jesus 12 jaar oud was. Hy was sekerlik, soos die meeste Bybelkommentare verklaar, reeds oorlede, teen die tyd wat Christus met sy openbare bediening begin het. En dan verdwyn hy gewoon van die bladsye van die Bybel, so gewoon soos hy gekom het. Wie was hierdie stiefpa wat hom so doodgewoon gemaak het? Hy was 'n timmerman. Hy was 'n skrynwerker van beroep, Matteus 13 vers 55. En 'n skrynwerker se salaris was in daardie dae maar swak. Die skrynwerker is nie as 'n vreeslike bekwame vakman beskou soos vandag miskien nie. Trouwens, Josef was waarskynlik gelykstaande aan 'n dagloner in ons tyd. Die feit dat hy nie wella was nie, kan gesien word in die offer wat hy en Maria daar by die tempel gebring het, toe hulle seun gebring het en aan die Here toegewy. Dit was 'n offer wat gewoonlik maar net vir die arme mense toegelaat is. Lukas 2 vers 23, soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Verder sien ons hy was 'n gewone leek in 'n priesterlike samelewing. Die mag en die invloed van daardie dag was nie noodwendig by die politici nie. Dit was nie noodwendig by, soos in ons dag, by sportsterre of vermaaklikheidssterre nie. Dit was by die priesterlike stand gewees. Dis die wat die samelewing bepaal het. Selfs Pilatus moes by Jesus se kruisiging toegee aan die owerpriester se versoek om Jesus te kruisig, omdat hy bang was vir 'n oproer. Die situasie was nie anders as wat ons vandag sien in 'n land soos Iran, waar die geestelike leier, die Ayatollah, die hele samelewing bepaal, die godsdienst, die politiek, die sosiale en wetlike aspekte van die samelewing. En Josef was 'n gewone leek in daardie tyd gewees, toe die onderskeid tussen leuke en geestelikes veel groter is as wat dit vandag is. Verder was hy verloof aan 'n meisie in die gewone stand. Die feit dat sy die gewone stand was 'n afleiding wat ons maak uit die hele verhaal. Sy het duidelik nie meer hulpbronne gehad as Josef nie. Sy kon geen hoër status as haar verloofde gehad het nie. Sy het volgens haar status getrou. Josef se lewe is iewers tussen Jesus se 12de jaar en die aanvang van sy openbaring bediening geëindig. En hy was waarskynlik etlike jare dood voordat ons verlosser na 30-jarige leeftyd gekruisig is. En dit het sy vrou 'n weduwee gelaat. 'n geweldige moeilike lot vir 'n vrou met 'n paar kinders in daardie tyd. Veral hulle wat so arm was. Jesus het sekerlik as oudste seun vir 'n ruk die pot aan die kook gehou, tot een van sy broers kon oorneem. Want die Bybel sê vir ons dat hy op een plek self die timmerman is. Die timmerman, die seun van Maria. Die versorging van sy weduwee moeder was altyd in Jesus se gedagtes. Want met sy kruisiging vra hy sy geliefde disipel Johannes, die jongste een, om haar te versorg in Johannes 19 vers 26. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En daar is argeologiese bewyse dat dit ook so was, daar waar Johannes in Efese gebly het. Josef die stiefpa, sy dood was so gewoon soos sy lewe. Dit was nie belangrik genoeg om vir ons op te skrywe in die Bybel nie, en tog is die dood van 'n man soos Josef nie vir God gewoon nie.
Al was die man hoe gewoon in die oë van die mense van sy tyd. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Die verhaal van Lazarus en die ryk man is 'n baie duidelike bewys hiervan. Lukas 16 vers 22, toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Belangrik genoeg, hierdie bedelaar, dat hy deur die engele van God weggedra word. Dalk beskryf ek jou gewone pappie, al was hy jou stiefpa. As hy vir Jesus geken het, al was hy nie belangrik in die wêreld se oë nie, kan jy verseker weet dat hy die voorreg gehad het dat die engele van God hom weggedra het na die lewe hierna. 'n Gewone man in elke opsig van hierdie lewe, vergeet in die oë van mense, maar buitengewoon in God se oë. Harde, growwe timmerman hande van buite, maar met 'n sensitiewe, sagte hart wat plek het vir almal, veral sy vrou, 'n godvreesende gunsgenoot van God, verkies deur die Here vir 'n baie belangrike werk. Josef was 'n gewone man met baie nederige vermoëns. Hy was uit 'n nederige agtergrond gewees. Hy was gewoon wat sy sosiale, sy professionele, sy godsdienstige stand betref. Maar hy was buitengewoon. En hy was buitengewoon op nog twee ander maniere, en dit is die volgende twee gedagtes. Die buitengewone opregte stiefpa. Vers 19 sê vir ons, Josef, haar man, omdat hy regverdig was en omwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Josef het met uiterste sensitiwiteit en opregtheid gereageer op Maria se moeilike dilemma waarin sy haarself bevind het. Sy opregte liefde vir Maria het egter nie begin by die verbuisterende nuus dat Maria swanger is nie. Dit het begin met die respek wat hy na haar betoon het, voor en sodra hulle verloof was. Heel waarskynlik deur 'n gereelde huwelik. Hy het haar met liefde en respek behandel voordat sy swanger geraak het. Vers 18 sê, die geboorte van Jesus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind. Hulle was verloof. Maar hulle was meer as verloof, want verloving in die eerste eeuse Judaïsme was baie meer bindend as in ons moderne tyd. So bindend was hierdie verlovingstydperk, dat 'n wettige egskeidingsbevel nodig was om dit te verbreek. Maar ten spyte van die feitelik sekerheid dat hulle man en vrou sou word, het Josef nie Maria op enige manier probeer verlei of onteer nie. Ongelukkig word hierdie soort selfbeheersing in ons dag al hoe skaarser. Rondslaap is so normaal vir enkellopendes in ons kultuur as wat dit is om te eet of om te gaan werk. En terwyl toegewyde Christene nooit sulke welles openlik sou goed praat nie, is daar tog mense wat betrokke raak, miskien wat ons kan noem deur sin soos intimiteit deur afwagting. Intimiteit deur afwagting. Hulle dink dat as daar 'n ernstige verhouding tussen hulle is, en dat as hulle in elk geval gaan trou, en as hulle in elk geval regtig lief is vir mekaar, en tog van plan is om te trou, dan is dit reg om aan die huwelik vooruit te loop en saam in te trek. En miskien intiem te wees voor die tyd. Terwyl Hooglied vir ons baie duidelik sê, ek besweer julle om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. William Barclay skryf met die oog op hierdie siening, hier is geen sprake van losbandigheid of wat 'n mens opsetlike onsedelikheid kan noem nie, dis bloot die afwagting van wat soos hierdie mense beslis glo, eendag hulle reg sal wees. Ons gaan trou, en daarom kan ons maar saam intrek. Maar hy sê daar's twee dinge wat mense 'n antwoord van hierdie siening kan gee, en die eerste is dat hulle net sowel kan sê hulle is so lief vir mekaar, dat hulle nie intiem sal wees voor die tyd nie, totaal en onherroepelik verbind tot mekaar is. In ander woorde, dat hulle liefde hulle geleer het, dat hulle met selfbeheersing en selfdissipline toepas. Dis om jouself te gee vir iemand, om die ander persoon te respekteer. En die tweede ding is dat niks is seker in hierdie lewe nie. Dis nie seker dat hulle sal trou nie. Almal van ons het al mense gesien, twee mense wat heeltemal gelyk het of hulle gaan trou, maar tog op die ou ende het hulle nie. Josef het geweier om sy eie of Maria se reinheid in te boet. Hy het geweier om enige gedrag goed te keur
wat nie godvreesend was nie, en hierin was hy opreg. Hy het ware liefde teenoor Maria bewys. Selfs nadat Maria swanger geword het, wou Josef haar teen skande beskerm deur in die stilligheid van haar te skei. Vers 19 sê, Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Hy het haar veronderstelde in hakkie sonde nie veroordeel nie, selfs terwyl hy nou regverdig was. En ons kan baie beïndruk wees dat Josef, hoewel hy oortuig was in sy gemoed dat 'n gruwelike sonde plaasgevind het, teen homself, teen natuurlik die Here, steeds die weg van vergifnis gevolg het en beskerming van hierdie beweerde skuldige. En God noem hom regverdig daarvoor. Maar ons moet nie hierdie feit mis nie, dat terwyl Matteus ons vertel dat Josef regverdig was, dit nie vir ons sê dat hy baie ontsteld moes wees oor hierdie hartseer nuus wat hy van Maria gekry het, dat sy 'n baba sou hê nie. Ek dink hy sou graag wou glo in God en die magtige engele en sy koninkryk. Maar hierdie storie, ek dink, kon hy aanvanklik net nie glo en aanvaar nie. Wie is sy Maria nou eintlik? Dat die almagtige na haar toe sou kom, dat hy met haar sou praat, dat hy haar sou kies, hierdie nederige diensmaagd, en dat hy haar in hierdie toestand sal laat, dat die krag van die Allerhoogste haar sal oorskadu. Miskien sou 'n vraag gewees het in sy gemoed, wat beteken dit, Maria? Maak skade wees babas. Kom ons sê maar, dat God wat barmhartig is, hom een of ander rede wou seën. Sou dit seën wees, om hulle verhouding op te breek? Sou God 'n seën gee, wat hulle verhouding vernietig? Sou hy Maria 'n kind gee, wat nie Josef se is nie? Vir 4 eeue was God stil, vandat die groot profeet Maleagi vir hulle voorvaders gesê het om te wag vir 'n ander Elia, wat sou kom voordat die Messias kom, het geen profeet verskyn nie. Elia was nog nie eers terug nie, en nou het sy eie liewe Maria, die sagmoedigste van al die maagde van Galilea, om vertel dat God met haar gepraat het, dat God 'n wonderwerk in haar gedoen het, en dat hy die Messias in haar liggaam geplaas het. Ek dink dit sou vir Josef aanvanklik 'n bietjie belaglik geklink het. Hy wou haar nie seermaak nie, ek dink hy kon dalk, terwyl sy met hom gepraat het, die pyn in haar oë lees, as daar 'n konfrontasie was tussen hulle, ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. Ek dink hy kon dalk in hulle sien dat die hartseer meer vir hom was, want in haar was haar vrede. God het met haar gepraat en hy het vir haar gesê. Hy sou dit nie verstaan nie. En wat hy nog minder verstaan is dat daar geen greintjie skuld in haar oë was nie. Hy sou wag vir skaamte in een of ander onbewaakte oomblik daar in haar oë, maar daar sou geen skaamte wees nie, net 'n blik van volle vrede. Iets wat hy nie kan verstaan nie. En die wette van daardie tyd het voorsiening gemaak dat hy haar kon openbaar maak daar by die sinagoge. Sy het hom verraai, maar hy wat Josef was, sou nie haar verraai nie. Sy moes verstaan dat hulle nie meer sou kom voortgaan met hulle planne om te trou nie. Hierdie een ding sou altyd tussen hulle staan. So hy wat Josef was, het sy besluit gemaak, hy sou in die geheim van haar skei. En hy sou vir haar 'n vrylatingsbrief gee. Sy kan haar lewe leef, hy sou sy eie pad gaan, sy sou haar las dra, hy sal sy hartseer dra. En ons sien hoe Josef in sy opregtheid, met uiterste sensitiwiteit en liefde teenoor Maria reageer het. 'n voortreffelike man, 'n buitengewone man deur God gekies. En ons sien in die laaste gedagte nog iets om te bewonder, dat hierdie buitengewone man nie net gewoon was nie net opreg in sy handelinge met Maria nie, maar hy was ook 'n godvreesende stiefpa. Vers 24 sê, toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het. En hy het sy vrou by hom geneem. Hy het godvreesend reageer toe die wonderwerk aan hom openbaar is. En hy staan met 'n klompie Bybelse helde soos Noag, Abraham, Daniel en Paulus as een wat God gehoorsaam het in buitengewone omstandighede, soms eintlik onverklaarbare situasies. Hoe het hy dit gedoen? Hy het implisiete gehoorsaamheid aan God getoon. Nie een keer nie, maar by ten minste 4 geleenthede het Josef gehoorsaam reageer toe die engel met hom gepraat het, toe hy deur God gevra is om iets te doen
wat deur gesonde verstand weerspreek word. Gehoorsaam aan die woord van God. En die eerste en die bekendste voorbeeld word natuurlik in die gedeelte gevind waaruit ons vroeër gelees het in Matteus 1 vers 20. Terwyl hy dit in gedagte gehad het om die geheim van haar te skei, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. So 'n engel van die Here het vir Josef gesê dat Maria inderdaad 'n maagd was, dat haar kind deur die Heilige Gees ontvang was en dat hy haar as sy vrou moet neem huis toe. Vers 24 vertel sy reaksie op hierdie droom. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En dit is merkwaardig deurdat Josef gevra is om iets te glo wat nog nooit tevore in die geskiedenis gebeur het nie en werklikheid ooit weer sal gebeur nie. So merkwaardig is dit. Nie net is hy gevra om dit te glo nie, maar ook om daarvolgens op te tree. En hy het dit gedoen. Vers 20, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En hy het dit so gedoen toe die seun gebore is. Miskien het hy Maria, en miskien, ons 'n bietjie inligkunde dalk nou hierso, wat ons sê, miskien het hy Maria gesmeek om hom te vergewe vir sy bedenkinge. Hy besef nou sy is geseënd onder die vroue. Die kind van haar skoot is heilig. God het haar nederig, rein en gehoorsaam gevind. Merkwaardige paartjie eintlik, hierdie twee. Dalk het hy gewonder hoegenaamd wat 'n soort mens hy sal wees. Sou hy waarlik mens wees, soos die res van ons? Ons moet hierso die menswees van Josef raak sien. Hy sou sekerlik gewonder het hoe sy gelaatstrekke sal lyk. Miskien sal sy oë skitter soos Maria se wanneer sy glimlag. Miskien sou hy die breë skouers hê van Maria se pa. Nie sy pa nie, want hy is nie die pa nie. Stel jou voor wie hy sal wees. Hy sal gebore word as die seun van die Allerhoogste. Dis wat die engel vir hom gisterand gesê het. Beteken dit dat al die ou beloftes in hom vervul sal word? Maria, is dit moontlik dat jou seun eendag koning sal wees? Dis 'n tipiese gesprek miskien na sy droom. En Josef het uit sy slaap opgestaan en gedoen soos die engel hom beveel het. Wat 'n merkwaardige demonstrasie van implisiete gehoorsaamheid. In Matteus 2 is daar 3 ander voorbeelde waarin Josef gehoorsaam was. Toe God vir hom gesê het om na Egipte te gaan, het hy dit gedoen. Toe God vir hom gesê het om na Herodes se dood terug te keer na Israel, het hy dit gedoen. Toe God vir hom gesê het om in Galilea na die dorp Nasaret, kan daar iets uit Nasaret goeds wees, na Nasaret te gaan, het hy dit gedoen. En vir verskillende redes was nie een van daardie besluite eintlik die rasionele ding om te doen nie, maar hy het dit gedoen want dit is deur God beveel. En in elke geval het Josef uitdruklik God se opdragte gehoorsaam. Maar hy was nie net implisiet gehoorsaam aan God nie, hy was ook toegewyd aan die Here. Die eerste bewys daarvan is net nadat Jesus deur sy ouers in die tempel ingewy is. Ons lees in Lukas 2 vers 39, en toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nasaret. Josef se toewyding hierso word in sy volkome gehoorsaamheid aan die wet van God gesien. Dit was nie heeltemal die normale gebruik hier nie. Dit was eintlik abnormaal geweest, want in die 1400 jaar sedert God die wet aan Moses gegee het, het baie daarvan in onbruik verval. Veral die seremoniële wette. En die mense wat die bepalings daarvan getrou gehou het, was maar min. Maar Josef was een van die min. Hy was een van die enkeles wat dit gehou het. Nog 'n aanduiding is dat Josef se toewyding, net 2 verse later in Lukas 2 vers 41, dit sê van Jesus, sy ouers, Josef en Maria, was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. Dit was bo en behalwe dit wat van hulle verwag is. Die rabbies van die dag het amptelik die Ou Testamentiese reël laat vaar wat vereis dat Joodse mans ten minste 3 jaarlikse feeste in Jerusalem moes bywoon. En volgens hulle oorlewering, volgens hulle mensewet hierdie rabbies, moes 'n man net een van die 3 feeste bywoon. En as hy 'n sekere afstand van Jerusalem gewoon het, hoef hy net een keer in sy lewensduur so 'n fees by te gewoon het.
En tog ontdek ons dat Josef elke jaar gekom het. En nie alleen nie, hy het sy gesin saam met hom gebring. Groot uitgawes vir 'n eenvoudige timmerman met 'n dagloon. Maar Josef se toewyding aan God word nie net gesien in sy volkome gehoorsaamheid aan die wet en daardie jaarlikse pelgrimstogte wat hy na Jerusalem gemaak het nie, maar ook in sy weeklikse beoefening van sy godsdiens. En dit word gesien deur afleiding daaruit Lukas 4 vers 16. Dis deel van 'n staaltjie daar uit die volwasse lewe van Jesus, toe hy in Nasaret waar hy opgevoed was, het daar groot geword, en soos Jesus gewoond was, het hy op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en hy staan op om te lees. Hy het in Nasaret gewees waar hy groot geword het en Lukas sê dit was sy gewoonte om na die sinagoge gegaan. 'n Gewoonte is iets wat jy aanleer, soos dit word ontwikkel in die kinderjare. En ek het geen twyfel dat Jesus gereeld as seun in die sinagoge saam met sy gesin aanbid het nie. Watter soort indruk gee ons kinders oor die belangrikheid van aanbidding in ons eie lewens? Watter patroon vestig ons in hulle lewe terwyl hulle jonk is? Is hulle saam met ons in die erediens, of word hulle maar iewers te besig gehou? Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy as hy oud word daarvan nie afwyk nie. Is dit maar oukei om vir enige rede die dienste te mis, vir enige rede huisgodsdiens af te stel? Ek dink die eie geregtigheid en die selfgesentreerdheid wat ons hele samelewing geïnfiltreer het die lewens ook van baie Christene binne gedring, en daar's baie gesinne wat enige betrokkenheid by kerklike aktiwiteite buite 'n Sondagoggend eintlik maar net sien as inmenging met hulle vermaak, gesinslewe, loopbaan, rus, alles wat ons verdien mos. Ons verdien mos baie dinge, eie geregtig. Sondagdienste word slegs bygewoon wanneer dit gerieflik is. Hulle beskou die kerk nie as 'n sentrale invloed in hulle lewe nie, maar eerder as 'n ekstra aktiwiteit, wat ons maar kan los as dit met ander belange bots. Dieselfde geld ons huisgodsdiens. 'n Liefde vir God word gekweek, nie by die skool nie by die sonnaarskool nie, maar by die huis, by 'n godvreesende stiefpa, opregte, gewone timmerman, stiefpa. Baie gesinne sal ontdek dat hulle kinders nooit terugkeer na die gewoonte van aanbidding nie, as hulle uit die huis uitgaan, en die rede is omdat God nooit belangrik genoeg vir pa was nie. Prediker 12 vers 12 tot 13, buitendien my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke maak om geen einde nie, studie is vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Bring jou kinders saam diens toe, dis baie belangrik. Ek sluit af, Josef die stiefpa was 'n gewone man, in elke opsig wat hierdie lewe betref. Miskien was hy vergete in die oë van mense, maar tog was hy buitengewoon vir God, op twee maniere. Hy het opregte beginsels gehad, hy was liefdevol geweest, daar was 'n tipe sagtheid in hom, en hy was 'n godvreesende man. Hy was implisiet gehoorsaam aan God, as die woord gesê het hy moet dit doen, dan doen hy dit. En hy het ook sy gesin gewoond gemaak aan die Here, om God te dien, en hy het gelei deur voorbeeld. En vanaf die oomblik dat die engel die eerste keer met Josef gepraat het in 'n droom, het hy nooit sy verantwoordelikheid om 'n pa te wees vir hierdie spesiale kind wat God in sy en Maria se lewe gebring het, bevraagteken nie. In Lukas 2 vers 40 staan daar, die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. En ek dink dit sal 'n fout wees as ons die gevolgtrekking sou maak dat God net wonderbaarlik en geheimsinnig die resultate gelewer het wat in hierdie vers gesien word. Nee, God se genade werk dikwels deur mense, deur menslike agente, en die menslike agent, behalwe vir Maria, hier in Lukas 2 vers 40 was sekerlik Josef ook, die stiefpa. Josef het die werkservaring, die koestering, die dissipline, die liefde, die veilige gesinsomgewing verskaf, wat Jesus laat ontwikkel het, tot die jong timmerman voordat hy geopenbaar sou word,
deur Johannes die Doper as die Messias. En ek is seker, was nie heeltemal 'n maklike taak vir Josef gewees nie. Ons mag dalk in die versoeking kom om te droom oor die vreugdes daarvan om die perfekte kind groot te maak, wat nie in sonde ontvang en gebore is nie. Maar ek dink om 'n perfekte kind in die huis te hê, waarskynlik 'n paar aardige uitdagings sou skep vir Josef en vir Maria. Ons word vertel dat hulle verstom was oor Jesus. En hoekom nie? As baie van ons wat verbaas sal wees as ons kind perfek is vir een dag, wat nog te sê 'n hele lewe. Laat ons nie vergeet dat Josef en Maria ten minste 6 ander kinders gehad het, behalwe Jesus nie, wat nie volmaak was nie. Stel jou voor die spanning in daardie huis wat ontstaan in 'n gesin waar dit nodig is om almal te dissiplineer behalwe een, omdat hy nooit iets verkeerd doen nie. Ek het 'n sterk vermoede dat jaloesie dalk een van die sleutelredes was waarom Jesus se halfbroers eers na die opstanding in hom geglo het. Ons kan ook dit sê, Josef self was nie volmaak nie. Hy was 'n man soos ek en jy. Maar God het hom die verantwoordelikheid gegee om een groot te maak wat volmaak was. En ons hoor niks meer van Josef na die tempelvoorval toe Jesus 12 was nie. Ons weet nie wanneer hy dood is nie. En nou lyk dit of Maria weduwee is teen die tyd dat Jesus sy aardse bediening begin het. Tog het God hierdie buitengewone stiefpa gebruik met sy godvrugtige karakter om die seun van God groot te maak. Ek wil ons graag uitdaag vanaand, veral die paas, om uit die goddelike lewe en gesindheid van Josef, die man van Maria, te leer. Baie van ons is doodgewone manne, harde manne soos hy, met grove hande, maar ons kan ook op 'n ander manier buitengewoon wees as pa, oupa, of oom of broer, buitengewoon in ons waardes, ons liefde en ons opregtheid, maar ook ons gehoorsaamheid aan God, soos Josef. En mag God gee, dat ons kleinkinders en kinders, of enige ander kind, dan nou ook hierdie voorbeeld najaag. Die voorbeeld van Josef. Amen. Kom ons buig die hoofde. Vader, baie dankie dat die voorbeeld ook hier opgeteken is, al is dit 'n stiefpa, van iemand wat 'n invloed gehad het in iemand se lewe, en dat u hom perfek gekies het om ook die pa te wees van die seun. En help ons ook, Here, om die mense oor wie ons 'n invloed het, om 'n goeie pa of 'n stiefpa of 'n oom of 'n broer of wat ook al te wees vir daardie een, omdat ons Godvreesend is en omdat ons opreg is en u wil dien. Help ons daarmee, ons het U so nodig daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.